op die Dakar in Janiel se tyd, toe het ons battery moeilikheid gegee, toe moet ons stop om die battery iets aan te doen. En toe ons uitklim, toe val die toiletpapier uit en die toiletpapier rol af. Nou dis 'n belangrike ding in jou kar. En ek hardloop na die ding toe, of Janiel hardloop uitlik. En ek skree vir hom, moenie duik nie. En hy kom terug en hy het nooit baie in die kar gepraat nie. En toe hy so terugkom en ons maak vas, toe sê hy vir my, hoekom moet ek nie duik nie? Toe sê ek, want in die movies ontplof die kar as jy duik, jy weet. So dit In jou gevoel, Fransjo, wat is die belangrikste eienskappe van 'n navigator, miskien in julle tyd, toe jy kompeterend deelgeneem het, en hoe dink jy daai rol verander oor tyd? Ek dink 'n navigator is nie net daar in die kar om die boek te laat skryf en te sê waarmee jy draai nie. Jy moet die bestuurder kalm hou. Daar gebeur maar baie goed in die kar. Onthou net, ek het altyd vir die ouens gesê, 'n bietjie lesings gegee vir die jong mannetjies, en gesê, daar's een groot waarheid: drivers win rallies, navigators lose them. As die bestuurder wen. En as daar 'n fout gemaak word, is dit gewoonlik die navigator of die kar. So die bestuurder is altyd die main spanner. As jy dit nie wil aanvaar dat jy tweede viool speel in die kar nie, dan moet jy nie in hom wees nie. So 'n navigator speel tweede viool. Dit moet jy aanvaar, en dan moet jy 'n lekker verhouding met jou bestuurder hê. Jy moet kan 'n grap maak. As daar iets fout gegaan het in die kar, moet julle dit albei aanvaar. En die groot ding is, jy moet hom kalm hou. En die veldrenne, op die rally rydrenne, is daar nog baie ander goed op. Jy moet sorg dat hy gereeld iets drink. Want onthou, jy ry 4, 5, 6 ure. Deesdae is die outjies 'n bietjie makliker, hulle ry minder, maar jy maak notas. Hy moet water drink, hy moet 'n stukkie biltong eet, hy moet sout inkry. Jy weet, jy moet hom heeltyd aan die gang hou daarmee op. So dis maar alles deel van jou boekwerk wat jy moet doen. Maar die belangrikste ding is, en Janiel het ook destyds van my gesê, never lose your sense of humor. As jy kwaad raak in die kar, dan sit nie meer lekker nie. En dit moet lekker wees. Ja. Wat ek nou 'n bietjie kan inlas is, 'n navigeerder begin sy drywer baie goed ken, en dan sal ek nou, as ek dit so kan stel, sal 'n ou so 'n bietjie steel. Jy sal sien, nee, vandag moet jy so 'n bietjie meter steel, dat 'n ou bietjie kan tyd wen op die draaie, of jy sal moet bietjie vroeër calls gee. So, ou leer jou drywer ken, en dan werk jy maar met hom, sal ek sê. Ek weet nie hoe met hom so onderkant nie. Dit is so, maar hy moet jou ook vertrou. Jy weet, dis die hele groot ding. Hy moet jou flat out vertrou. En ons het byvoorbeeld in die jare voor die GPS nog vir die organiseerders kon sê waar jy, het ons maar 'n paar hoeke gesny. En ons het byvoorbeeld eendag op Tarkastad, toe ons agter Kenny hulle met die Ford, en ons kom na Arnold draai toe aan. Maar nou het ek voor die tyd mooi deur die routeskedule gegaan, en ek sê vir Janiel, ons gaan by daai Arnold draai, gaan jou mooi wys waar is dit. 200 meter voor daai draai, moet jy my glo, moet ons draai. Hulle gaan tot onder ry en ons gaan voor hulle draai. En daai tipe van goed moet jy kan doen. Jy weet, en ons vat daai draai en hy is hier deur die veld en oor die klippe en tussen die bome deur, en toe ons ander kant uitkom, toe is ons voor op die pad. So, jy weet, daai tipe verhouding moet jy ook hê. Laat hy weet, jy gaan nie nou jy weet, heeltemal in 'n verkeerde rigting of teen 'n draad of 'n ding laat ry nie. Dit is ook maar baie geluk betrokke. Maar dis die tipe goed wat 'n ou met mekaar besluit in die kar. Maar deesdae kan jy nie meer sulke kanse vat nie. Die organiseerders gebruik om jou mooi te kyk. Vandag kan jy, dit was nie lank terug nie, toe stuur Jaco Jonk vir my, na 'n reis toe stuur hy vir my 'n penalty, kan jy glo? Toe sê hy, toe wys hy vir ons 'n video, wat ons voor 'n vlaggie verbygaan. Toe kry ons na die tyd 'n penalty vir dit. Ek was al by die huis, toe kry ek die penalty. So, hulle kyk nou presies wat jy doen, en en die veiligheid ook. So, jy kan nie meer ry sonder om die safety belt vas te maak nie. Jy staan doodstil voor alles vas is, voor jy kan gaan. Jy kan ook nie voor die tyd losmaak, as jy dalk voor die tyd die wiel wil
Nee, dit is wel. Een van my rolle in die Nissan span was ook om die reëls goed te ken. So as daar een of ander probleem opkom, laat 'n ou kan weet. Ek sê nooit jy moet die reël misbruik nie, jy moet hom gebruik in jou guns. En as jy nie die reëls ken nie, baie ons het altyd kwaad geword as jy 'n protes aanteken of hulle teken 'n protes aan, maar jy weet nie mooi waaroor dit gaan nie. In die reël is die reël, swart en wit is die ding. Een van die beste voorbeelde wat ek jou daarvan kan vertel, ek dink ook in Tarkastad en dit begin reën, maar dit is kwaai modder en ek sê vir Heinie, wat ons tegnikus was, hy het ongelukkig ook 'n goeie vriend van my wat ook oorlede is. Ek sê vir hom, Heinie, ons kar wil nie start nie. Want daar was 'n reël, as jy nie in jou startposisie kom nie, dan moet jy agter begin. Dit was die reël op baie stadium. Die reëls was nie so styf soos nou nie. En ek sê vir my nie, ons kar wil nie, daar's fout met ons kar. Hy sê wat my nie, ek sê die kar wil nie start nie. Hy klim onder die kar en hy trek hier, sal nooit draaitjie af en die kar wil nie start nie. Nou gaan ek nou jok ek mos nie, ek gaan na die organiseerders, sê vir ons kar het 'n probleem. Ons wil 'n ander starttyd hê. Hulle sê okay, maar jy begin agter. Jy gaan nie nou kom en sê jy wil nou voorhou nie, of as jou kar nou weer aan die gang kom nie. Ek sê is dood hulle. Ek sê maar vir veiligheidsredes wil jy ons nie 'n uur agter die laaste kar sit nie, want ons gaan nie ouens vang. Hulle sê nee, dis 'n goeie plan, dankie. Toe ons begin, toe is al die ouens weg. Dis kurkdroog, die son skyn. Ons wen die voorafvertydder en die proloog wen ons met 'n uur. Nou moet jy weet, daai jare die eerste ek dink 30 minute het jy begin in jou volgorde en daarna het die ouens 'n uur agter, dan 'n uur agter. Ons trek weg. Die tweede kar het 'n uur na ons begin. Ons kon geloop het om daai tydren te wen. So dit is maar soos jy sê, trick vir die trade en jy moet jou reëls ken. En daar was toe nou baie ongelukkigheid daarna gebeur, maar hier is die boek en die boek is een wat tel. Maar toe het hulle die reëls begin opskerp. Ek was deel daarvan later. Dit was maklik vir oom om 'n skelm uit te vang. Jy moet nie so praat nie. Was daar ander klein, kom ons sê klein triks wat weet met ervaring gekom het en wat jy gevoel het jou 'n voordeel gegee het bo die minder ervare navigators? Nee, ek weet nie. Ek het nie baie ondervinding van veldrenne gehad nie. Ek het ook maar geleer soos ons aangegaan het. Ek dink die ou met die triks was Piet Swanepoel en Richard Leek geweest. Hulle is die manne met die verskillende penne in die sakke geweest. Piet het my baie geleer, maar ek het teen Richard deelgeneem. So Richard het nie baie met my gepraat oor allerlei goeters nie. Maar ons was goeie vriende en nog steeds goeie vriende. Maar nee, daar's nie eintlik triks soos jy sê wat hy ook kon doen nie. En miskien laastens oor navigatorskap, deesdae weet is die veld baie anders, weet die ouens kry dis op 'n tablet en hulle kry die roete eers net voor die begin van die wedren, so mens kan nie voor die tyd nou lank sit en kyk waar die haarnaald draai is wat 'n ou kan maar dink jy dit het ook beteken dat die rol van die navigator dalk verander? Iemand wat dalk bietjie meer meganies sterk moet wees, want kom ons sê die rol van navigator in terme van navigasie is dalk anders, of is dit nog steeds dieselfde? Is die navigeer deel baie belangrik? Jy moet meganies sterk wees, want jy moet iets kan regmaak wat breek. So ek dink dit nog altyd 'n groot voordeel as albei in meganies sterk is. Maar om vandag te navigeer, ek dink nie my senuwees sal dit hou nie. Jy het ons kon 'n bietjie voorbereiding doen en weet en 'n bietjie mooi gaan kyk waar dink jy gaan jy ry, waar dink jy gaan jy papwiele kry en so. Maar vandag met hierdie nuwe tablette wat hulle gebruik, ek haal my hoed vir die manne af. Dit is regtig en dit is baie vinnig deesdae. As jy kyk hoe Henk hulle nou gery het, hulle het 2 minute boete gekry en hulle die tydren verloor met 'n minuut en 'n half boonop. So dit is verskriklik vinnig. Dit is deesdae nie meer uithou wedrenne. Dit is flat-out tydrenne. En die voertuie ook. Ek bedoel daai goed is as jy kyk wat kos hulle en hoe hulle suspensions werk en so. Dis aan baie ver van 'n F250 en 'n Land Cruiser af, jy weet. So ek dink dit baie verander. Die navigasie dink ek is makliker in 'n mate, want alles is elektronies, dit kom makliker op. Jy hoef nie 'n boek te blaai nie. Jy weet in ons jare as jy 'n papwiel gehad het in die boek val uit en sy blaaie blaai om, dan moet jy nou eers jou plek kry gaan soek.
Ja, ek dink die navigasie is 'n bietjie makliker want dinge is kom makliker na jou toe. As jy moet 'n boek sit wat jy moet omblaai en jy verloor jou bladsy of jy het 'n papwiel of jy moet iets doen buitekant die kar, dan moet jy jou plek gaan soek en ek dink net dit is moeiliker moet my nie verkeerd verstaan nie. Miskien nie moeiliker in die konteks van die navigasie self nie, maar moeiliker met 'n klomp buitefaktore wat jy nou nie meer het wat 'n rol speel in die manier wat jy navigeer nie. Maar ek dink dit is baie interessant. Ek sou eintlik dit daarvan gehou het om ook so vir oulaas te kan sien hoe werk dit uit 'n kar uit. Groot uitdaging. Ek wil sê ek verkies nog die boekie. So ons het die tablet het nou nie opgekom vir ons. Ek het so gesien. So jy kry jou kaart, jy kan nie notas maak nie. Ek dink dis nog 'n helse uitdaging. Dit lyk maklik, maar ek dink dit is moeilik. Ek dink dit maak 'n ou baie stadiger omdat jy kan nie met volle vertroue omdat jy nie voor die tyd bietjie kon swat met volle vertroue die call gee soos wat jy dink dit gaan wees nie. So ek dink dis 'n ding wat 'n ou gaan jouself inleer en dat jy sal dink ons gaan gewoond raak aan dit en maar van nou is dit baie moeilik nog. Ja, en die ander groot ding is nou moet jy 'n ander terminologie ook miskien aanleer want hulle gebruik ander terme op die tablet as wat hulle gebruik het op die boekie. So dit is maar weer net 'n aanpassing, maar ons beweeg in 'n tegnologies gevorderde wêreld, dit moet maar seker daarmee saamgaan, hè. Ja, nee, ek stem saam. François, as ons bietjie kan gesels oor jou betrokkenheid by by Century Racing. Jy het nou genoem die verhouding wat jy en Mark gehad het en die 2012 Dakar wat julle saam gedoen het. Was daar kom ons sê 'n blywende kontak wat julle behou het en gekyk het na die ontwikkeling van hulle karre? Ek het nie daarna baie meer betrokke geraak nie. Toe hulle met die vierwiel aangedrewe karre begin het, toe ek eintlik al uitgetrek het Gauteng uit, toe bly ek onder in die Kaap, maar ons het baie kontak met mekaar. Hy bly nou in Kaapstad. Ek het eintlik baie beter kontak met sy ma en pa. En maar ons gesels baie, maar nie eintlik oor die ontwikkeling nie. Dis Julian se afdeling daai. En Julian, hy's mos 'n Fransman. Toe leer hy my nou in Frans bietjie groet daai tyd en ek leer hom in Afrikaans en ek kan dit nou maar uitsny as jy wil, maar sy manier van groet as hy met my praat, dan sê hy hallo ou ballas. Dis wat ek hom geleer het hoe mense in Afrikaans groet. So ons is goeie vriende. En maar die ontwikkeling is maar meer dat hulle het nou op 'n stap gekom wat ek dink nie meer 'n buitehou kan hulle eintlik help nie. So hulle is regtig op 'n baie goeie plek met Brian Baragwana daar. Wat natuurlik 'n uitstekende bestuurder en 'n goeie ontwikkelingsou is. So nee ek is ver uit daai prentjie uit daar. Ja. Frans, sê vir my, wat kan jy vir die jonger manne agterlaat en wat sou jy wou verander as jy dit alles kon oordoen? Wat sou jy wou verander? Sjoe, miskien vroeër begin het. Maar ek het so baie lekker tydrenjare gehad saam met baie lekker spanne en karre dat dit eintlik nie reg is om te sê ek wou dit vroeër doen nie. Maar ja, dis 'n goeie vraag. Ek weet eintlik nie wat sou ek wou verander nie. Miskien die kameradie. Ek dink die kompeterendheid is nou so erg dat ek dink nie die ouens is meer so goeie maats nie. Net om daarbey aan te sluit, ek en Hannes het en ek dink 2007 toe ry ons teen Mark Cronje vir die kampioenskap. Hy ry met 'n Toyota, hy en Robin Hatton. En ons gly van die pad af. Kyk, as die bestuurder 'n fout maak, is dit ons. En ons gly toe van die pad af in die suikerriet in en ek sprang uit met 'n tou en ek maak die tou vas en ek sit en wag en die volgende kar wat verbykom is Mark en Hannes sê maar Mark sal ons nooit trek nie. Sê maar kom kyk. Pragtig, Mark stop. En ons ry teen hom vir die kampioenskap en hy trek ons uit die suikerriet uit. Nou dit is die kameradie wat ek baie graag weer sou wou teruggesien het in veldrenne. Ek dink daar by julle op die streekskampioenskappe is dit nog goed so. Tot 'n baie groot mate, maar ek dink nie dit bestaan meer nie. So as ek iets sou wou verander, sou ek graag daai tipe van kameradie weer sou wou verander het. Daai tyd het ons almal 'n lekker partytjie gehou. Niemand was kwaad oor die ander hoe beter gery het as jy nie.
Dit sou ek graag weer wou terug hê. Vir die jong manne, ek weet eintlik nie wat kan ek vir die jong man sê nie. Herman Zermatte het altyd gesê money by speed. En as jy nou vandag na die karre kyk, jy kan nie op 'n salaristrekker se inkomste kan jy meer 'n tydren gaan ry op nasionale vlak nie. Ek dink selfs op streekskampioen vlak raak dit al redelik duur. Jy moet 'n klomp mielies verkoop om daai bande te koop. So, dit is 'n duursport. Dit is maar 'n ek wil nie die woord rykmansport gebruik nie want dit klink verkeerd. Maar dit is 'n duursport. Reg deur die wêreld is motorsport 'n baie duursport. So om vir die jong manne te sê kom ry met 'n ou kar is die verkeerde ding. Ek dink jy moet jou geld spaar, jy moet 'n ordentlike borg kry en koop vir jou een van die beste karre wat jy kan bekostig. En dan ry jy binne jou vermoë om jou klas te wen. En as jy die regte kar het, seker kan jy algeheel wen. Maar vir 'n jong man om nou in te kom, dink ek as hy nie 'n ryk pa het nie, is baie moeilik. Ja. Nee, ek dink dis baie waar en dis maar ongelukkig een van die kenmerke van motorsport in die algemeen dat daar is maar daai finansiële deel wat 'n groot rol speel. Is maar daar toe ons jonk was kon ons met 'n standaard kar ry. Jy weet, nou kan jy dit nie meer doen nie. Dit is ongelukkig so ja. Ja. Uit 'n navigators oogpunt, wat daar sekere tipe wedrenne wat meer aantreklik was of makliker amper was, of het jy amper soos die golfspelers, die goeie golfspelers sê altyd ek hou daarvan as die toestande moeilik is want dan kan ek myself onderskei. Is dieselfde met navigator dat jy wil eintlik 'n moeilike baan of 'n moeilike roete hê dat jy jouself kan onderskei? Ja, dit moet interessant wees. Ek dink die moeilikste tydren of veldren vir my was die Sugar-Belt onder in Natal geweest. Want jy kan nie sien nie. Jy moet net vertrou wat jy hier voor jou op jou dashboard sien. Jy moet mooi kyk vir daai rooi vlaggie en jy moenie verbyjaag nie. As jy verbyjaag of verdwaal, dan verloor jy tyd. So dit was vir my altyd die moeilikste een geweest, maar ook 'n groot uitdaging. Ek het baie van die Roof of Africa gehou. Dit was 'n tawwe ding daai. Daar moes jy ook nie verkeerd ry nie, maar om oor daai klippe en goed te kom sonder om bande te breek. Dit was 'n uitdaging en dan was daar baie tricky navigasie gedeeltes geweest. Die Leidenburg een het ek ook baie van gehou, veral as ons in Sabiese bosse ingegaan het, want dan was dit soos 'n stapsel tydren geweest. En ek het baie van hom gehou. Ja, maar ek het eintlik van almal gehou, want elke een, veral vir die eerste 2 jaar, was vir my nuut geweest. So elkeen het sy eie uitdaging gehad. En ek het nie eintlik een gehad wat ek meer gehou het as van die ander nie. Daai kol op die maag was maar altyd daar so aan die begin. In Botswana het julle goed presteer? Ja, ek het hom gewen saam met Janiel en saam met Hannes meer as een keer. Ons grootste ondervinding daar was in 2001 ook ja. Toe trek ons voorweg. Ons het die voorafwen, die prolog soos hulle sê gewen en ons is voor en ons trek weg en ons het seker so 4 rad gehaak. Toe kom maar so 'n lang draai, toe kom maar 'n dronk Land Rover van vooraf. Vir die toeskouers wat 'n bietjie onder die prop was. En ons swaai uit en ons vang hom reg op die hoek, maar ons ry ons hele bakkie stukkend. Ons gaan toe met so 'n draai, want jy kan nie teen die roete terugry nie, dis teen die reëls. Ons gaan toe met 'n draai van buite af, ons kom weer agterin en die manne het 'n uur of meer gewerk aan hom toe ry ons. Dis ons weer voor. Ten minste toe ry ons, dis ons weer in die tyd. He. Maar toe moet ons vir Hannes beskerm, want Hannes het ook 'n probleem gehad en hy's toe agter in Macron, jy het hom begin vang. Maar Hannes is toe voor, maar Mark is toe tweede, maar ons moet probeer om by Mark verby te kom. Ons maak toe daai volle uur op en ons kom tot agter Mark. En dis nou maar lank na die tyd, so ek kan dit nou maar weer sê. Ons sit toe die ligte af, laat hy ons nie kan sien agter ons nie. Jy mag natuurlik nie met sonder ligte ry nie. Ons sit toe die ligte af en ons bekruip hom en so kort na by die einde toe skelm ons hom en ons gaan by ons verby. Toe het ons Hannes se punte beskerm. Dit was ook een van die lekker ondervindings van die desert race geweest. Was daar enige in die jare wat jy so kompeterend gery het, was daar, kom ons sê, in die Kape groot karakters, hierdie larger than life tipe karakters wat altyd sports was om mee te gesels of wat altyd gesorg het vir 'n glimlag? Daar was altyd grappe. Ou Kenny Scholthammer het altyd 'n grap of 2 gehad, Bux Caroline, Nadus Alberts. Jy kan maar praat, die manne het altyd 'n storie of 2 gehad.
Toe ons dan nog splinter nuut in die ding inkom, toe ons Barberspan is, toe ons tweede tydren saam. En ek tel wat hulle noem 'n judge of fact naamplaatjie op. Nou 'n judge of fact is iemand wat kyk, wat van buite af kyk, wat of jy skelm was en of jy verkeerd gery het. 'n Judge of fact is eintlik presies wat hy sê. Hy kan vir die organiseerder gaan sê dit en dit het gebeur en jy kan nie teen hom stry nie. En ek sit die naamplaatjie op, kom hier op my skouer. Nou staan ek daar by Bucks en Kenny was daar en die twee Zermattenbroers en Robin Hutton. Nou staan hulle almal so in gesels en een van hulle sien die ding en hulle sê, hoe kan jy 'n judge of fact wees? Ek sê nee, die organiseerders weet julle is 'n klomp skelms en omdat ek uit tydrenne kom en ons is baie eerliker, het hulle my 'n judge of fact gemaak. Dit lyk soos hierdie comic strips waar die ou so wegvlieg, daai Roadrunner, soos hulle almal hardloop na Adrie, hy was nie klaar met die koers geweet. Hy is hulle los van julle ken nie daai man nie. En dit ons maar ons grappe gehad. Ons het baie van gehad en toe Sarel kom ry het, hy het met daai groot Jeep gery van Arthur Abrams. Toe was Sarel eintlik ook altyd in die mix met 'n grap of twee gewees. So, ja. Nee, dit was lekker dag, moet sê. En Fransjo, voor ons eindes kant te staan, jy het so vlugtig genoem van jou rol wat jy gespeel het, 'n bietjie met die administrasie. Kan jy vir ons meer vertel van jou betrokkenheid by motorsport, hoe dit toe gevorder het nadat jy uit kompeterende motorsport uitgetree het? Ja, weet jy, ek het so 'n bietjie van 'n rugprobleem begin ontwikkel en toe het ek besluit ek moet miskien maar ophou, maar ek wou nie, ek was altyd een van die klaarkouse wat gesê het, maar die reël is nie reg nie en daai reël is nie reg nie. En ek dink Charmaine Fortunate het vir my gesê, maar kom help ons. En toe het hulle my gevra om wat hulle noem die MSI steward te wees, wat jy nou na die reëls kyk en jy kyk na die veiligheid en jy moet besluite maak oor allerlei goed wat nie altyd, weet jy, dit is glad nie soos hulle in Engels sê popularity contest nie. Maar ou moet jou reëls ken en jy moet reguit wees en ek het baie meer vriende daar gemaak as wat ek verloor het. So dit was ook 'n interessante tyd in my lewe. Ek het byvoorbeeld die Hansdewyse was een van my dinge wat ek ingebring het en ek was onpopulêr daaroor geweest, maar 'n hele paar ouens het na die tyd van my kom sê dankie wat ongelukkig gehad het en wat nie sulke groot beserings gehad het nie. So dit was my interessante rol in my lewe wat ek gespeel het. En ek is baie bly ek kon dit doen. En jy het kontak gehou met almal rondom jou. So al die mense wat jy mee teen gery het en so aan. So dit was ook 'n lekker tyd in my lewe en ek het saam met Joe nou het ek Joe se van skielik vergeet. Die Clark de Koos en Rex Borum. Hulle was die twee Clark en ek het saam met hulle gewerk en dit was regtig goeie tye gewees. Ek dink ons het baie goed vir die sport gedoen en 'n baie klomp beserings miskien verhoed en 'n klomp reëls reggemaak wat van die oudheid gekom het wat nie so lekker was nie. So ja, dit was ook 'n goeie ding gewees om te doen. Maar nou het ek later van tyd wat ek het hulle my gevra op die Nice na Hill Climb, Jeff Garrett het my genader daar. Toe was ek nou vir so 5 jaar die steward gewees op 'n Hill Climb. Nou hierdie jaar is die eerste jaar van 1989 af wat ek nie in een of ander motorsport byeenkoms betrokke was sover. Dis maar 'n tydperk in my lewe. Ja. Die jaar is nog heeltemal verby nie. Nee, nog nie. En dan Fransjo, om jou af te sluit, ons weet dat die wêreld van motorsport en veldwedrenne en rallyry is baie kompeterend en baie stresvol, veral miskien in die navigator se plek. Maar is daar dalk nog so 'n staaltjie of twee van 'n snaakse insident wat jy met ons kan deel, wat so 'n bietjie die lig werp op 'n ligter noot? Een ding wat ek mooi onthou, op die Dakar in Janils tyd, toe het ons battery moeilikheid gegee, toe moet ons stop om die battery iets aan te doen. En toe ons uitklim, toe val die toiletpapier uit en die toiletpapier rol af. Nou dis 'n belangrike ding in jou kar. En ek hardloop na die ding toe, of Janil hardloop uitlik, en ek skree vir hom, moenie duik nie. En hy kom terug, en hy het nooit baie in die kar gepraat nie, en toe hy so terugkom en ons maak vast, toe sê hy van, hoekom moet ek nie duik nie? Toe sê ek, want in die movies ontplof die kar as jy duik, jy weet. Ons het lank gelag daaroor. En een ander baie snaakse insident, ek het saam met Hannes in Pietersburg gery, en ons is bietjie voor in die tydren, en daar staan 'n klomp stout meisies. En wat doen stout meisies? Hulle noem wat ons noem flash.
En ek sê vir Hannes, draai om. En hy dog ons het verkeerd gery. Hy draai om, ons kom weer daar. Ek sê draai weer. Ek sê ek wou net kyk of ek nie een van hulle ken nie. Ek en Hannes het lank gelag oor daai insident ook. So dit was baie snaakse tye. Ek moenie jou sin vir humor verloor nie. Dis die groot ding. Ek doen al offroad ook al van 2004 af en ek het nog nooit so gelukkig gewees om 'n flash te kry nie. So ek weet nie wat dit julle reg gedoen nie. Maar die ding is jy het nie baie tyd om te kyk nie. Op baie total tydren wat ons met die bakkie gaan ry, toe begin ons in Pretoria aan, ons gaan af Ermelo se kant toe, maar dit is koud die dag, het reën en dit is misdag. En toe ons hier by Bronkhorstspruit verbygaan, toe staan daar 'n ou met so 'n klein dogtertjie by hom, sy seker so 6-7 jaar oud, met haar dun rokkie, en hy ry 'n Datsun, daai tyd 'n Datsun Skyline of 'n Nissan Skyline. En ek sien die ou kort langs die pad en ons stop op Piet Retief laat die middag, maar dis ijskoud. En hier staan hy weer na die pits en kyk en ek sê van wat die meisietjie is, het jou kind? Ja, sê haar ma het my gestuur dokter toe saam met haar, maar toe ek hierdie Datsuns verby sien kom, toe ry ons maar saam. Toe gee ek haar my trui. En in jare daarna, toe loop ek die ou raak, toe hy nog steeds hy trui, of sy dogtertjie nog steeds hy trui. Was ook vir my snaaks geweest, maar dis hoe groot entoesiasie ou was. Dit was baie snaakse stories. Fransjo, ja, net baie dankie vir dat jy ingestem het om deel te neem aan ons potgooi en dat jy so lekker met ons gesels het en al die stories wat jy gedeel het. En ja, ons waardeer dit baie. Nee, maar baie dankie. Ek dink ek moet julle gelukwens. Ek dink hierdie ding gaan mooi groei en julle gaan baie aanhangers hê. Ek sal dit ook so ver as moontlik versprei dat die ouens na julle kan luister. Baie dankie dat ons met Fransjo kon gesels het. Ons waardeer dit en ek hoop ons sien hom op die streekskampioenskappe en op die nasionals ook. Asseblief. Ja, gaan vir julle kom kyk. Dankie. En julle is welkom om vir my te kom kuier as julle aan Setsfield Wilderness se wêreld kom. Enige tyd.